Kom ons sit lekker. Dankie dat jy saam met my gesing het, lof van die Here gebring het. Dis in tye soos hierdie wanneer ons die lof van die Here bring wat ons onsself vergeet. Vergeet ons omstandighede en vergeet alles wat rondom jou gebeur het in hierdie week wat verby is, maar ook wat môre en oormôre mag gebeur. Ons vergeet alles en ons konsentreer op die lewende God. En dis hoekom lofprysing so belangrik is. Want jy sien, wanneer 'n mens nog na jou omstandighede kyk, dan sink jy maklik soos Petrus. Petrus het die voorreg gehad, seker een van die weinige of die minste of die enigste wat ek van weet, wat op die water geloop het. En dit het goed met hom gegaan. Want hy het Jesus gesien. En hy het tog immers gesê, Here, as dit U sê vir my, dat ek na U toe kan kom. En die Here sê, kom Petrus. En hy klim Petrus uit in die geloof, en hy stap na Jesus toe, bo op die water. En die Bybel sê maar, toe hy die golwe sien, toe sink hy. Toe hy sy oë van Jesus al wegneem, en hy kyk na die omstandighede, toe sink hy. Mense, in hierdie jaar wat voor lê, het ons nodig om op Jesus te konsentreer. En as jy nie op hom konsentreer nie, gaan jy regtig sink. En vele kindertjies van die Here het al gesink. En gelukkig sê ons, die verhaal is so mooi dat hy sê, en Jesus het sy hand uitgesteek en hom by die hand geneem, sy klein gelowige, en hy het hom uitgered. En die Here het hom uit die storm uitgered en hom teruggeneem boot toe. Net so kan die Here ons ook uitred. Nou ja, ek gaan vanmôre met jou praat, ek wil hê jy my Bybel oopmaak, as jy hom saamgebring het na Matteus 3. Matteus 3, vanaf vers 13 tot 17. Ek wil vanmôre met jou praat oor om God se wil te doen. God se wil te doen. Nou, Matteus 3 vanaf vers 13 sê, toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. So wat gebeur hier? Johannes is besig om te doop daar by die Jordaan, groot Jordaanrivier, die grootste in Israel. En hier kom Jesus na hom toe aangeloop. Vers 14. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur U gedoop te word en kom U nou na my toe? Kom U dan nou na my toe om my te doop? Of moet ek U doop? Ek het nodig dat U my doop, nie ek vir U nie. En dan sê vers 15, en hoor hoe antwoord die Here. Hy sê, maar Jesus het geantwoord en vir Johannes gesê, laat dit so gebeur, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het Johannes hom gedoop. So pas dit ons om God se wil te doen. En toe doop Johannes vir die Here Jesus. In vers 16, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik in die water opgeklim en meteens gaan die hemele vir hom oop. Hy sien die gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Die vraag vanmôre is die doop regtig noodsaaklik? Kom ons antwoord 'n bietjie vir onsself. Ek gaan nou nie 'n debat hier loslaat nie, sodat elkeen sy eie sê moet sê nie. Maar sê vir jouself vanmôre, wat dink jy? Dink jy die doop is belangrik? Dink jy dit is so belangrik dat dit in die kerk oor die preekstoel geleer moet word? Of vir die mense gesê moet word, is nie nodig nie. Dink jy dit is so belangrik dat ons hier moet praat oor dit in 'n diens soos hierdie en vir mekaar moet iets sê? Party sê ja, ons wil niks sê nie. Ek weet nie of jy nee sê nie, en jy 'n draadsitter is nie. Maar ons moet terugkom na God se waarhede toe. Want jy sien, kerk van die Here, dit is so belangrik dat ons God se wil in alle tye doen. Onthou, die Here God het die mens geskape. Die mens het nie ontstaan soos die geleerdes sê, en hoor my vanmôre, ek is nie teen die wetenskaplikes nie, ek dink hulle doen fantastiese werk. Ek dink hulle ken baie goeters wat ons niks van weet nie, en al hierdie goed wat hulle reg doen, maar daar sekere dinge wanneer hulle met die Bybelse goed deur mekaar raak, dan raak hulle slimme ook deur mekaar.
Want jy sien, die Bybelse goed is geskrywe vir mense soos ek en jy, kindertjies om te verstaan. Nie vir hooggeleerde mense wat met alle teenredenasies kom en sê, maar hoe kon dit gebeur? En dan moes 'n Big Bang wees en dan moes 'n molekuule ontstaan en op daai tyd se planete wat uitmekaar ontplof het en daar het een molekuul ontstaan, iets ontstaan daar en skielik uit dit uit het daar 'n aapmens gekom. En so die een na die ander evolusie plaasgevind. En die mens het eers aan 'n 4 voet geloop, en toe het hy later so kromruggie geloop, maar toe het hy later bietjie regop geloop, en nou lyk hy soos ek en jy. Man, ek staan by dit wat iemand eendag gesê het, 'n ou oomie, toe die wetenskaplike praat met die mense en sê, hoorie, maar evolusie het gemaak dat julle van hier is uit, julle as afstammelinge van die aapmens. Toe sê die oom, hy sê vir hom, hy sê, meneer die wetenskaplike, jou oupa kon miskien 'n aap gewees het, maar myne nie. My oupa is nie aap nie. God het ons geskape. Hoe weet jy dit, Lourens? Die Bybel leer vir my so. En die Bybel sê vir my, waar kom ons vandaan? Die wetenskaplike soek nog na antwoord. Die Bybel sê vir ons, God het die mens gemaak na sy beeld, na sy gelykenis. Hoe lyk God? Kyk na die persoon langs jou en jy sal sien hy's 'n persoon. As ons dan na God geskaap is God ook 'n persoon. Dan sê hy ook 'n persoon wat lyk soos wat 'n menslike vorm het, maar hy's geestelik verhewe bo mens, want hy het die mens geskape. So hy's nie gelykstaande aan die mens nie. Hy's verhewe bo die mens. Hy het die mens gemaak, hy het die aarde gevorm, hy het die heelal gemaak, dit alles, en dit bring ons terug na die belangrikheid dat ons vandag kan weet, jy is hier op aarde omdat die Here God so wou gehad het. Daar was nie mense in die begin nie. Toe God alles geskaap het, was daar nie mense nie. Maar God het die mens, man en vrou geskaap. Man en vrou het hulle geskaap. En daarom is dit so belangrik om vanmôre vir mekaar te sê, jy's hier vanmôre omdat jy vir die Here 'n plesier is. Jy's hier omdat God gedink het, dis goed dat hy die mens maak. Dis goed dat hy die mens vorm in die stof van die aarde, sodat hy kan plesier uit die mens uitkry, en ons kan vanmôre God eer en plesier aan hom bring. Op watter manier? Nie op die manier wat ons dink om geld na te jaag nie, nee, maar op die manier wat ons hom loof en hom prys en hom aanbid en lof aan hom bring en ons lewens aan hom gee, en vir hom lewe is vir die Here 'n plesier. Lourens, hoe weet jy dit? Die Bybel leer my dit. Want die Bybel sê, toe die engele voor God verskyn, was Satan ook daar. En wat vra die Here vir hom? Het jy my knegt Job op die aarde gesien? Job het vir die Here 'n plesier gebring. Job was in die oë van die Here so kosbaar, dat die Here het hom lief gehad, en hy het dit geniet, wanneer Job lofprysinge bring, en hy offers bring, en hy eer aan die Here bring, dan was die Here opgewonde. Daarom sê hy vir Dawid, hy sê, 'n man na my hart, want hy speel op die harp en hy sing, en hy bring lof aan God, en sy lofprysinge was vir die Here kosbaar. Om God se wil te doen beteken, hoe lyk sy verhouding met ons en ons verhouding met hom? Hoe lyk ons verhouding teenoor God? Sy verhouding met ons is kosbaar. Hy laat tot reën val oor die ongelowiges ook. Hy stuur tot vir hulle ook reën, sodat op hulle plase daar ook mielies kan groei en grommoontjies, al wil hulle nie die Here dien nie. So goed is God. Dat die Here almal so lief het. Dat hy almal van ons wil seën en net die beste wil bied. Maar die mens besluit om ons verhouding met God te breek en van die Here af weg te draai. Nou hier stukkie wat ons gelees het, daar 'n paar dinge wat ek vir jou wil uitwys vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou wys in vers 13. Vers 13 sê, Jesus het na Galilea, na die Jordaan gegaan.
Die Here Jesus gaan na die Jordaanrivier. Mense, vir hom was God se bevele en se wil so belangrik, dat hy het moeite gedoen om by die Jordaan uit te kom. Hy moes 'n hele entjie loop met die voet, en daardie tyd het hulle nie motorkarre soos ons gehad en vliegtuie en helikopters nie. Hy moes in daardie stofstrate met sy sandale, moes hy 'n paar 100.000 meter loop om by die Jordaan uit te kom. Hoekom? Om gedoop te word. Met ander woorde, hy doen moeite om gedoop te word. As hy gedink het dis nie belangrik nie, sou hy nie gegaan het nie. Maar hy doen moeite om daar uit te kom. Hy, die seun van God, doen moeite om gedoop te word. Mens, dit is so belangrik. Dit sê vir my, en ons gaan nou lees, hoekom was dit vir hom so belangrik? Maar dit sê vir my, hy het dit belangrik geag. Die 14de vers, Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word, en nou kom u na my toe. Die Bybel sê Johannes kom, en toe Jesus na hom aangestap kom, en hy doen moeite om daar te wees, sê Johannes vir hom, man, dis nie nodig nie. Ek het nodig dat u my doop, ek kan u nie doop nie. Hy probeer hom verhinder om gedoop te word. Baie mense word vandag verhinder deur ander mense, sodat hulle nie hierdie groot stap van genade en van gehoorsaamheid kan in hulle lewens volbring. Baie mense word voorgekeer deur sekere gestryery en bekleiery en skrifopenbaringe en al hierdie goede, en die doop het in die plek van die besnydenis gekom, en dan bring hulle dit hier uit Genesis 17 uit, of 19, hulle bring dit terug na die besnydenis toe, en al hierdie goede, en ons moet 'n ver pad loop, om mense te oortuig, om te sê, jy hoef nie te doop nie, solank jy as besprinkel en besnoei was, dan is jy reg. En baie mense is vandag nog verhinder. Ek het eendag 'n verhaal geluister waar 'n predikant gepreek het. En hierdie predikant was 'n groot, ek dink is Dr. Willie Maree. En hy was in een van die groot kerke. En hy het 'n fantastiese bediening gehad. Hy praat eendag oor sy lewe toe hy Jesus gevind het en tot bekering gekom het. En skielik kom hy op 'n punt en hy vertel vir hulle, hy sê, en amper, en ek was so aan sy lippe gehang, maar toe kom hy op 'n punt en hy sê, weet julle, en amper het die wederdopers my gekry en my gedoop. En ek sê, jy was so naby aan God se wil. En iemand het jou mislei. My ouma het die gesegde gehad, sy was in 'n ander kerk, en sy het gesê, julle klomp wederdopers is soos krokodille. Julle sleep almal water toe. Nou, ek wil vanmôre nie oor praat oor wat ander mense sê. Ek wil vanmôre oor die woord van die Here net so vinnig met julle 'n bietjie deel. Dis belangrik, kerk van die Here. En as die Here Jesus die doop so hoog geag het, dat hy so ver geloop het om gedoop te word, en ja, die doop van Johannes is nou nie die doop van Jesus nie, maar dit was 'n voorbereiding vir die Christus wat sou kom. En nou kom ons, as ons kyk na die doop van Jesus, dan gaan ons verder en ons kyk wat sê die Here oor sy doop. Die doop van Christus. Matteus 28 vers 19. Wat staan daar? Gaan heen, maak disippels, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou. So as die Here Jesus hierdie opdrag vir sy kerk gee, en hy sê, gaan dan heen en maak die mense my disippels. En as hulle my disippels geword het, dan doop julle hulle ook sommer. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en julle leer hulle om alles te onderhou wat in hierdie skrif geskryf staan. Alles wat daarin staan. As hierdie opdrag vir die Here so belangrik is, dan wil ek vir jou sê, ek weet nie hoe gaan ons verbykom by die Here van die opdrag eendag nie. En ek sê nie vanmôre jy gaan hel toe as jy nie gedoop is nie, maar ek sê vir jou vanmôre,
Jy gaan voor God staan met 'n gewete wat nie suiwer en skoon gaan wees nie. As hy vir jou vra, hoekom het jy my nie gevolg en gedoen wat ek vir jou sê nie, wat gaan jy vir hom sê? Gaan jy sê, mense het my ooreed om dit nie te doen nie? Gaan jy sê, maar ek het groot geword, dat ek dit nie hoef te doen nie? Gaan jy sê, maar weet jy, dit was nie vir my so belangrik in daardie opsig nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, die woord van die Here sê, in Handelinge 2, hier van die 37ste, 38ste vers, vra hulle vir Petrus, hulle is die mense wat tot bekering kom. Hulle sê, wat moet ons doen? Wat moet ons nou doen, nadat ons jou preek gehoor het? En Petrus sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Wow. Ons kan nie strei nie. Bekeer julle, sê Petrus, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. Met ander woorde, kerk van die Here, dis belangrik om sy belofte en sy bevele na te kom en te luister na wat hy sê. As hy dit so hoog ag om God se woord en God se opdrag te doen, as die Here so gedink het, dis belangrik, dan dink ek dis belangrik as hy dit vir ons ook sê. Nadat Johannes hom wou teëgaan en hom probeer keer om nie gedoop te word nie. En hy sê vir hom, die rede hoekom ek jou nie kan doop nie, is dat jy eintlik die Christus is en ek kan nie die Christus doop nie. Die Christus is belangriker as ek. Dan gee Jesus vir hom die antwoord, hoekom dit belangrik is. En hoor hier. En as ons hierdie hoor, kan ons nie verbykom nie. Die 15de vers sê, maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit gebeur, laat dit nou toe, doen dit, want so pas dit ons almal, om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy dit toegelaat. So pas dit ons om God se wil te doen. So pas dit die mens, dat hy sal luister wat sy Skepper sê, dat hy sal doen wat die Here sê, dat hy sal sien wat in die Bybel geskryf staan. En ek sê vanmôre, moenie na my luister, en ons het nie vanmôre nodig om oor die woord te stry nie. Ons het vanmôre nodig dat die woord homself aan ons openbaar deur die Heilige Gees. So pas dit ons, sê die Here, dat ons God die Vader se wil sal doen. En as dit God se wil is, dat ons tot bekering moet kom, dan moet jy bekeer. Die doopkandidate wat vanmôre gedoop gaan word, ons Woensdag die doopklas het elkeen van hulle getuig en gesê, hoe hulle harte aan die Here gegee het, en tot bekering gekom het. Ons kan jou nie doop as jy nie tot bekering gekom het nie. En nou sê hulle, maar ons moet die babietjies doop. Ek wil vanmôre vir jou sê, nêrens in die skrif leer ons, of lees ons iewerster, waar mense nie eers bekeer het en toe gedoop is nie. As daar so skrif is, bring hom asseblief vir my. En dan kan ons weer daaroor praat. Maar nêrens staan daar geskrywe, elke keer dan sê hy, en hy en sy hele gesin, dis Cornelius, hy en sy hele huis, het tot bekering in Christus, tot insig in Christus gekom. En hulle is gedoop. As jy gaan kyk na die ander, daar, na die man wat op die wa gery het, dan sien ons hier in Handelinge 7, dan sien ons of 9, dan sien ons, dat hierdie man, toe hy tot bekering kom, toe sê hy, wat verhinder my om gedoop te word? Matteus 28:19 gaan heen, maak disippels en doop hulle. Daarom is dit so belangrik, kerk van die Here, dat in alles moet bekering eerste vooraf gaan. Ek kan jou nie vanmôre doop en dink dit gaan jou red nie, as jy nie tot bekering gekom het nie. Om vir jou 'n voorbeeld te noem, ek kan nie op die straathoek gaan staan, ek kan elkeen wat verbykom gryp, want die doopbad is vol water. En almal wat hier verbyloop, sondaars, almal, en vir julle sê, gryp hom, dra hom, want ons bring hom hier. En ons plat hom in die doopbad en ons druk sy kop onder water. En ons haal hom uit. Gaan jy dalk vir hom vra, hoe voel jy nou? En hy sê, ek voel ek is die duiwel in vir julle. Dis al wat hy sal voel.
Hy sal nie gered voel nie. Hy sal nie bekeer voel nie, hy sal nie verlos voel nie, hy sal nie voel hy is nou nader aan die Here nie. Die doop gaan hom nie alleen red nie, mens. Daarom is so belangrik, die doop gaan saam met bekering, bekering en dan die doop. En daarom moes hulle vanmôre te kenne gee of Woensdag vir ons gesê het, hulle het Jesus as verlosser en saligmaker aangeneem. Hulle het al tot redding en bekering gekom. Anders help dit nie ons doop jou nie. Dit gaan niks aan jou lewe doen nie. As jy gered is en jy het jou hart aan die Here gegee, dan is dit baie belangrik dat ons vanmôre sal doen soos die Here Jesus hier sê, so pas dit ons om God se geregtigheid, God se wil te doen. So pas dit ons om God se wil ten volle te doen. Wow. Ek weet nie of julle al ooit in hierdie gemeente so gepreek was oor die doop nie. Ek kan maar so preek want ek is mos nie pastoor van die gemeente nie. So ek kan vir julle die waarheid vertel. Want as jy vir my kwaad is, gaan dit niks saak maak nie. Jy gaan nog steeds kerk toe kom want pastoor wil nie gaan verder met jou aangaan. Maar ek kan vanmôre vir jou die waarheid vertel. Want jy sê jy gaan eendag voor die Here Jesus staan en vir hom sê, maar Laurens het nie vir my gesê nie. Hy het nie vir my vertel ek moet tot bekering kom nie. Hy het nie vir my gesê ek moet my bekeer en my lewe regkry en my doop en my saak met God regmaak en God se geregtigheid in my lewe doen nie, God se wil nie. Mag die Here gee dat daar nooit 'n vinger aan my gewys kan word van iemand wat sê hy het nie vir my gesê nie. Die besluit is vanmôre joune en myne om te besluit. Dit is God se wil. Ek wil vanmôre afsluit met 'n vers in die Bybel wat vir ons die doop uitspel. Die doop is nie maar net 'n los handvatsel wat iewers hang oor die bekering, saam met die bekering. Die doop is nie maar sommer net 'n gebeurtenis wat ons vir iemand 'n naam gee nie. Die doop is nie 'n plegtigheid om vir jou 'n mooi sertifikaat net te gee en te sê jy was nou gedoop en jy's 'n soet seun of 'n soet dogter in die kerk nie. Weet jy wat is die doop regtig? Wat jou Bybel blaai saam met my? Romeine 6. Romeine 6 vertel ons die betekenis van die doop. Hoekom die doop so belangrik is. Hoekom dit in die oë van die Here deel is van die geregtigheid van God. En hier spel hy dit vir ons uit, waar Paulus dit skryf, die skrywer van die boek Hebreërs, Romeine, Hebreërs weet ons nie, ons dink is hy, ons weet nie waar hy was nie. Maar hoor wat sê Paulus, hy sê in Romeine 6 vanaf vers 3, weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Met ander woorde, die verlossingswerk van Jesus aan die kruis van Golgotha. Die doop is 'n teken van wat hier in jou hart gebeur het. Dit dra vanmôre die teken uit dat daar iets in jou lewe gebeur het en dat jy vanmôre in die dood van Christus gedoop word. En daarom is so belangrik dat ons die volgende versie net so mooi staan en luister. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in sy dood. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel, kan lewe. Ons is dus begrawe saam met hom deur die doop in sy dood. As ons jou vanmôre in hierdie doopbad het afsak, dan is dit die simbool van ons het die ou sondaar mens afgesterwe.
en ons bring die sondaar mens hier en ons sê vir die gemeente mense, hier staan ons voor julle om vir julle getuienis te gee van wat in ons harte en in ons lewens gebeur het, dat die Here Jesus my siel gered het, ek het sy verlossingswerk aangeneem, ek is nou 'n kind van God, en daarom hierdie ou mens wil ek nie saam met my sleep, my hele lewe deur, en al swaar die lewe deur, en almal sê, kyk, daar's die ou, maar ons weet, hoe het hy gedrink, en hoe het hy gevloek, en hoe het hy gewat, wat jy ook al sonde wil noem. Maar ons sê vanmôre, Here, ons begrawe hom in die doopbad. En as jy in daai water insak, wil ek vanmôre vir jou vra, hoe begrawe mense iemand anders? Vat jy 3 grawe sand en gooi dit op hom? As jy by 'n begrafplaas, en ek was by baie gewees, hulle maak jou toe. Daar lê eintlik so hoop bo oor jou. Die liggaam wat daar lê is toe onder die grond. As jy begrawe word, dan word jy begrawe in Christus. Die ou mens wat gesterf het, word begrawe. Hy sê jy staan 'n nuwe mens in Jesus op. 'n Nuwe mens in Christus. Betekenis van wat in jou lewe gebeur het. Wow. Ek preek nie vanmôre jou skuldig te laat voel nie. Ag, mag die Here my vergewe as jy skuldig voel en dit lyk vir jou of ek jou skuldig wil laat voel. Ek preek vir jou sodat jy die waarheid kan hoor. Sodat jy kan weet wat is God se geregtigheid. Sodat jy kan weet wat is God se wil vir elke mens wat tot bekering kom. Wat die Here wil en wat hy van jou verwag. Wat jy met hierdie boodskap gaan doen, is joune. Volgende Sondag preek ons nie meer oor die doop nie. Dan preek ons dalk oor God se liefde, soos die Here dit wil hê, of waaroor hy ook wil hê ons sal preek. Maar vanmôre was dit nodig dat ons preek oor God se geregtigheid. God se geregtigheid. Ek hoop, en ek bid in my hart, dat daar vanmôre iemand die hierdie woord aangeraak is, om hier vandag verder te gaan en te gaan dink, en te sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Moenie dit doen omdat ek dit sê nie. Doen dit as jy dit uit God se woord en deur die Heilige Gees aangeraak word. Kom ons, buig ons hoofde, sluit ons oë, ons gaan in gebed. Miskien is daar iemand wat vanmôre geluister het na ons. Miskien is hier iemand wat hier sit vanmôre, wat hierdie woord moes hoor, en hiervandaan verder loop, omdat die Here dit so bepaal het, dat jy vanmôre hier sou wees. Jy het vanmôre geluister na ons, terwyl ons hierdie uitsending doen. En jy het vanmôre voel jy dat die Here met jou gepraat het. Wil ek vanmôre vir jou, as die Gees van God jou oortuig het, ek het verlede keer gepraat oor die Heilige Gees alleen kan jou oortuig. En as hy jou vanmôre oortuig het, dan dink ek, dis nodig dat jy so gou as moontlik by jou predikant kom en sê, pastoor, dominee, eerwaarde, ek het in my hart 'n dringende begeerte om God se geregtigheid ook in my lewe in te bring, sodat hy jou daarmee kan help. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vir U woord. U woord is die waarheid. Leer ons en lei ons in die waarheid van die woord. Help ons vanmôre om hier uit te stap en te weet dat hierdie boodskap en hierdie dag was vir ons bedoel omdat die Here met ons gepraat het. En vanmôre wil ons U geregtigheid doen en wil ons doen wat die Vader van ons vra. En daarom bid ons vir elkeen wat dit gehoor het en vanmôre oortuig geraak het deur die Heilige Gees om te doen wat God van hulle vra, dat daar vanmôre iets in hulle harte sal plaasvind, sodat hulle nie sal rus vind voor hulle nie die wil van die Here geken het nie. Word verheerlik in ons midde, terwyl ons U loof en prys. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.